Ek dink as mens net 'n bietjie mooi dink, dan is sonde eintlik die naam van die kiem van die dood. Want as Ja. Vader die sonde wegneem uit die wêreld uit, dit beteken die oorspronge van die sonde, dit is die Satan, die leuen. En Mm. dit is net die kiem wat hy wegvat. Hy gaan nie outomaties daardeur dit wat hy nie aan 'n belofte gemaak het nie skielik verander nie, want dit moet herstel soos wat dit was. En as mens Mm. regtig net lus is om bietjie logies te dink, maar Ja. ek praat nou van die normale mense buite, dan sal dit vir hom sin maak. Maar ja, Ja. hulle is so gebreinspoel, hulle wil iets anders daaraan sien as wat daar staan. Ja, dit is maar reg. Ja, en wat jy sê van die kiem is baie mooi, Werner. Dis hoekom ek gebruik eintlik die Engelse woord in plaas van die Afrikaans van die antidote. As 'n slang jou gepik het, is 'n serum, 'n teenmiddel, maar die antidote beteken hy neutraliseer die uitkoms of die gevolg van die gif. En die sonde is die gif. En die sonde moet uitgekanselleer word. Dit moet geneutraliseer word in my lewe. En hoe gaan dit gebeur? Yeshua is die serum, hy is die antidote. En die oomblik as ek weergebore word, dan vat hy my sonde weg, en dis wat Werner nou sê, wat maak my dood? My sonde, dis die gif, en dan leef ek vir ewig. Wow, wat openbaring. En nou, wat van die res van die wêreld? Dit gaan dood. Hoekom? As gevolg van die sonde, wat is, wat Adam gedoen het, en die hele wêreld is vervloek, en hoe gaan hy dit regmaak? Hy moet die sonde weg, hy moet dit neutraliseer, en dis wat hy sê. Daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld gaan neutraliseer, gaan wegneem, sodat die dood kan weg en die lewe vir ewig kan wees. Die wat nie instem nie, gaan na die ewige dood toe. Ja, want soos jy nou sê, dink logies daaroor. Dit is wat dit is. Hoekom? Want jou sonde is op jou. En die gevolg van die sonde is die dood. En daar sit jy in die hel vir ewig met die dood, en jy het vandag die kans om jou sonde weg te kry. Want jou sonde maak jou dood. Dis die lewe en die dood. Wat is die verskil? Die sonde. Nou ek het die sonde, ek is met dit gebore. Hier sê ek, toe ek my oë oopmaak, te sondig ek. En die gevolg is die dood. En nou kom Yeshua met 'n alternatief en hy sê jy kan lewe, maar ek moet jou sonde by jou vat, want jou sonde is jou altyd doodmaak. Nou wil ek die wet hou. Hoe gaan die wet my sonde wegvat? Dit gaan nie. Inteendeel gaan dit meer maak, want nou oortree ek die wet ook nog. Daarom moet ek my sonde weggee, so ver soos die ooste van die weste, want as dit naby my is, maak dit my dood. En wanneer jy weer gebore word, hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde. Hoe sterf ek? Ek moet in hom sterf, en ek word geregverdig van my sonde, want my sonde gaan op hom, want hy het reeds vir dit betaal, en wat gebeur dan? Ek lewe vir ewig. Dis die antidote. Dis fantasties, dis so mooi.